Môre vriende. Waar is al die mense? Ons hoop hulle kom nog. Ek hoop die koue ou mense weg nie. Baie welkom by die diens vanoggend. En ons bid dat die Here vir ons hier sal ontmoet, dat ons daar ervaring sal hê en dat ons op ons pad vorentoe sal gaan loop met dit wat die Here vir ons gee. Ons gaan begin met lied 203. Al 3 verse, loof die Here al wat lewe. Ons is in die tyd van Pinkster. Ons sing by lied 440, al 4 verse. Die Here sal vir ons met sy gees. En dis 'n diep gebed by ons, dat die Here dit wel sal doen, sodat ons ook kan leiding kry oor die pad wat hy vir ons vorentoe wil aandui. Lied 440. Soos 'n wilsbok wat smag na water, so smag ons na die Here. Vers 1 van lied 163. Alleluia.
Ons gaan nou staande sing met behulp van die video We Bow Down and Confess saam met Robin Mark.
Corneille gaan nou die aankondigingen doen. Corneille, ek wil net gou oor vanmiddag se byeenkoms ietsie sê. Kyk, ons het nou die kursus oor spiritualiteit gehad. Ons het vir Tom Smith hier gehad om te praat oor disipelskap en in pas wees met die Here. Nou moet ons verder gaan. En die pad om vorentoe te gaan is nie om te gaan sit en 'n paar planne uit te werk en te sê, dis ons plan, hier gaan ons nie. Nee, die gedagte is ons nou om te gaan plant waar God ploeg. So ons wil uitvind waar God ploeg. En vanmiddag se sessie sal nou juis die begin van daai pad wees. Ons gaan wandel in die woord. Die byeenkoms sal seker so 'n uur en 'n kwart duur. En dis al wat ons gaan doen. Ons gaan wandel in die woord. En dan gaan ons huis toe en ons gaan verder dink en luister na wat die Here vir ons sê. En dan wandel ons weer vorentoe in die woord. Totdat ons hoor wat die Here vir ons uitwys. Ek weet dis vir baie mense 'n vreemde pad, dis vir myself vreemd. Ek hou daarvan om gou 'n plan te kry en daar gaan ons, maar dit is nie die pad om te loop nie. So vanmiddag 4 uur is daardie byeenkoms. Vir die wat wil kom, is baie welkom. Weer eens baie welkom. Welkom as daar besoekers hier onder ons is net so welkom om te kom tee drink in die saal na die tyd. Ons gaan nou weer saam met die CD en ons doen dit weer staande. Gaan ons sing All to Jesus I Surrender. Daarna kom prys om alle nasies. Dan volg die woorde met die seën en die loflied en dan kan ons weer ons plekke inneem. Goed, so kom ons begin dan met All to Jesus I Surrender.
to thee, my blessed Savior, I surrender all. U leer my om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Amen. Geliefdes van hom wat is, en wat was, en wat weer kom, en van die Gees wat van sy troon af uitgaan, en van die Lam, genade vir julle, en vrede. Ons loof nou die Here met lied 223, aan Jesus Koning al die eer. Vriende, van die begin af
wou die mens soos God wees. Die mens het 'n hoogmoed ontwikkel en dinge het sleg uitgedraai. As ons gaan lees by Genesis 1 tot 11, die oerverhale, dan lees ons hoe ons van altyd af nog so was, soos wat ons vandag is. Die lastigheid is dat die Here vir ons oor en oor verseker dat hy ons vergewe. En ons wil dit nie altyd glo nie. Hoe dikwels praat ek met mense en dan klink dit vir my, hulle voel die Here het hulle nie vergewe nie. Hoe dikwels gebeur dit met my, dat wanneer ek weer 'n ding doen wat ek nou al hoeveel keer voor jammer gesê het, want dit gebeur so gereeld, dan dink ek die Here het my eintlik nog nooit vergewe nie. En hoekom sal hy my nou vergewe, want hy kan my nie vertrou nie. Maar die Here vergewe. Hy doen dit. Dis vir die Here nie so moeilik soos wat dit vir ons is nie. Ek dink aan Jesus se woorde na sy opstanding, toe hy met sy disippels gepraat het. Hy het tussen sy volgelinge gaan staan, oor hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, sal hulle deur God vergewe wees. Dit klink vir my of die Here wil sê, wanneer julle mense vergewe, moet julle weet, ek het dit al lank al gedoen. Julle kom agterna. So vergewe mekaar, en bevestig so by mekaar God se vergifnis aan jou en almal rondom jou. So ek wil saam met Paulus vandag pleit, aanvaar die vergifnis wat Christus vir jou bewerk het. Kom ons sing nou by lied 245, ek wat vergifnis Heer ontvang het. Ons bely dat ons vergewe is. Hoeveel maatjies het ek vandag in die kerk? Wil julle vorentoe kom asseblief? Vriende, ek hou my hart vas vir nou. Nee, julle moet asseblief hierna toe kom, hoor. Julle moet hierna toe kom. Julle moet nou elkeen 'n tou gryp. Vat vir julle elkeen 'n tou. Wil iemand net hierdie kant ook kom staan asseblief? Wil jy net, kom staan jy vir ons hier so? Vat jy hierdie tou? Goed, nee, wacht, jy is te naby aan die kers, vat daai tou. Kyk, vandag moet ons na mekaar se veiligheid kyk, né? Want ons praat vandag oor die toring van Babel. Nee, die toring van Babel wat in mekaar geval het, omdat almal so beklei het. So ons gaan nou vandag 'n bietjie rondom dit gesels. Maar jy moet nou jou tou styf trek, staan terug tot waar jou tou styf is, pas op vir die doopvond, moet nou net nie oor hom val nie, né? En jy mag nie jou voete beweeg nie. Jy kan dit doen, maar jy kan nie agteruit loop nie, né? Jy moet doodstil staan daar waar jy is. Goed, nou wil ek vir jou vra, ja, dat ek my hier trek. Ja, goed. Ek wil vra, julle moet nou trek.
trek die tou, trek hom, trek. Oeh, ja nou, wag, sit neer, ja. Nee, trek 'n bietjie meer daai kant toe, Julle moet vas staan, trek. Oeg, nee, maar dit wil nie werk nie. OK, trek 'n bietjie daai kant toe. Gaat hy, hier kom hy terug. Ek gaan nie bes gee nie, ek wil hom hierdie kant hou. Gaat julle hom nou, toe my uitjie, jy moet trek daar na jou toe. Ja, sien, die stoel gaan nêrens nie. Kom ons sit hom maar neer. Die stoel gaan nêrens nie. Want almal van ons trek in ons eie rigting, né? Julle kan maar die toue neersit. Ons wil elkeen hê, dinge moet werk soos wat ons het wil hê. En so was dit al by die toring van Babel. En dit werk nie. En die mense het mekaar uitgespat. Want hulle wou graag 'n toring gebou het wat vir hulle tot by die Here kan vat. En toe die Here hulle taal die mekaar gemaak, en toe verstaan hulle mekaar nie meer nie. En die een trek die kant toe, en die een trek daai kant toe, en toe hulle die hele wêreld vol gaan bly. Maar, toe kom Pinkster. Pinkster is die tyd toe die Here, na hy nou opgestaan het en na die hemel toe gevaar het, toe stuur hy sy Heilige Gees. En hy sê vir die mense, julle moet die Heilige Gees volg. Waar die Gees julle lei, daar moet julle gaan. Dis waar God wil hê ons moet gaan. Goed, nou wil ek vir julle vra, want hier is 'n ander tou. Hierdie tou lê nou maar sommer hier onder, maar hierdie tou verteenwoordig nou die wil van die Here. So ek wil nou vir julle vra, kom ons vat elkeen, kry vir jou 'n plek op hierdie tou. Kom, vat die tou. Kry vir jou 'n plek aan die tou. Right, kom ons beweeg. Kom ons trek hom in een rigting. Sien, daar gaat hy. Sommer maklik, net het hy sommer in die lug ingegaan. Kom ons gaan om. Kom ons loop om. Ons gaan hier na die kruis se kant toe. Né? Reg. Kom ons bring hom nader. Nader. Daar sê. Dit is waar ons wil wees, né? By die Here, almal saam. En so moet ons dan nou die dag ingaan en die week ingaan as mense wat saam net vir die Here wil dien, net die Here se wil doen. Baie dankie julle dat julle vir my kom help het en dat niemand beseer is in die proses nie, want ek het gisteraand baie sleg geslaap by die gedagte dat dit kan gebeur. En ek hoop die groot mense het ook mooi verstaan. Goed vriende, so kom ons lees nou by Genesis 11, vers 1 tot 9. Die hele aarde het een taal gehad en dieselfde woorde. Is interessant, party vertaal dit met dieselfde woordeskat, dit sal ook reg wees. Maar daar is ook 'n vertaling of twee wat sê, hulle het een taal gehad en net 'n paar woorde. Dit is eintlik 'n mooi manier van dit stel. Met hulle trek na die ooste, kom hulle toe af op 'n vallei in die land Sinar, en hulle gaan woon daar. Hulle het vir mekaar gesê, kom ons maak kleistene en bak dit hard. Die kleistene word toe hulle boustene, en asfalt word hulle messelklei. Hulle sê toe, kom ons bou vir ons 'n stad en 'n toring met sy bopunt in die hemel, sodat ons vir onsself namaak, anders versprei ons oor die hele aarde. Maar die Here het afgedaal om na die stad en die toring te kyk wat die mense kinders bou. En die Here sê toe, kyk, dit is een volk, en hulle almal het een taal, en dis maar die begin van wat hulle kan doen. Nou sal niks van wat hulle beplan om te doen vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en hulle taal daar verwar, dat die een nie die ander se taal verstaan nie. Die Here het hulle daar vandaan oor die hele aarde versprei, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom word dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele
aarde verwar en hulle oor die hele aarde versprei. Net gou oor die woordjie ons, laat ons afgaan. Party mense sê, maar dit dui nou op die drie-eenheid. Dit gaan nou glad nie daar oor die drie-eenheid nie. Dis die sogenaamde koninklike meervoud. Nee. Die koningin en die koning, hulle praat mos van we, dan praat eintlik van hulle self. Nee. Die ou dominees het gepraat van ons en ons gade. Nee. Dis die sogenaamde koninklike meervoud wat daar gebruik word, net om te bevestig dat God eintlik die koning is. Dan Handelinge 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Wat hier gebeur, vers 16, is deur die profeet Joël aangekondig. En dit sal in die laaste dae gebeur, sê God. Ek sal my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jong mense sal visioene sien, en julle ou mense sal drome droom. Ja, ook oor my slawe en slavinne sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Dit is die woord van die Here. So die tema vandag is oratoring, tonge, tale en inbind. Die toring van Babel en Pinkster is eintlik op 'n paradoksale manier het hulle baie betrekking op mekaar. Paradoksaal gesproke is hulle baie naby aan mekaar. Babel vertel van toe die mense hulle self oorskat het en begin doen het wat hulle wou doen, misluk het en toe het mekaar gespat het. Pinkster vertel van mense wat saamgekom het en gebid het en met die Here gepraat het. Babel praat van selfgenoegsaamheid en Pinkster praat van broosheid. Babel praat van hoogmoed en Pinkster praat van nederigheid. Die een storie sê die menslike gees het geen perk gehad nie. En die ander storie sê die Heilige Gees kon nie ingeperk word nie. Die een sê daar was taalverwarring gewees en die mense het kwaad geraak vir mekaar, het mekaar gespat. Die ander een sê die mense het in hulle eie taal gehoor hoe daar met hulle gepraat word en hulle was verstom. Verstom. Dis 'n beter woord om daar te kies as verward. Hulle was verstom. Ja. Die een praat van 'n beperkte woordeskat en die ander een praat van 'n nuwe woordeskat. Albei verhale sê vir ons 'n nuwe daarraad, 'n nuwe era het begin. Die een sê die era wat daar begin het was onder 'n vloek gebore en verdeeldheid. En die ander een sê 'n nuwe era word ingelei onder seën en samehorigheid. Die een verhaal sluit die oerverhale af, Genesis 1 tot 11. Die oerverhale wat vir ons vertel hoe die sonde die lewe uit ons uitwurg.
En Handelinge vertel vir ons hoe God 'n nuwe begin maak. Hoe hy vir ons in Jesus se woorde weergebore laat word. Die een verhaal sê, daar doen 'n ou storie oor ons die ronde. En die ander verhaal sê, daar's 'n nuwe storielyn. Hoor 'n bietjie. So ek sê weer, op 'n manier is die twee verhale eintlik baie naby aan mekaar, maar op 'n paradoksale wyse. Daar's 'n mooi storieetjie, anekdote, van 'n man wat die enigste oorlewende was van 'n skeeps, wat noem jy dit, skip wat gesink het. Hy is die enigste oorlewende, hy spoel uit op 'n eiland, hy is alleen daar vir 10 jaar. Hy was daarom vindingryk geweest en hy het geleer om te oorleef, hy het vis gevang, hy het 'n bietjie van die klein wild gevang daar. Gelukkig was daar nie roofdiere op die eiland nie, en hy het vrugte gehad, so hy het aangegaan met die lewe, terwyl hy daar was, so op sy eie, op die eilandjie. En toe op 'n dag, toe kom daar 'n skip verby, ver oor die horison, sien hy, daar is 'n skip, en hy steek die vuur op, en hy maak rook, en die ouens op die skip sien dit, en hulle sê vir hulle self, maar volgens ons kaarte bly daar niemand op daai eiland nie. Laat ons gaan kyk. En toe hulle daar kom, is hulle verbaas om hierdie man te sien wat op sy eie hier leef, en hy vertel vir hulle is al 10 jaar wat dit so is. En hulle kyk rond en hulle sien maar hy het die 3 geboue opgerig. Hulle vra vir hom, in die geboue, hy sien die een daar links is my huis. En die een regs is my kerk. 'n Man moet 'n kerk hê. Ja, sê hulle. En die derde gebou? Nee, sê hy, dis my ou gemeente, ek kom nie meer daar nie. Typies mens, typies Babel, ons doen ons eie ding, en basta. So Babel, dis my eerste punt, gaan oor hoogmoed, wat tot 'n val kom. As Joodse kindertjies destyds vir hulle ouers gevra het, hoekom beklei mense so met mekaar? Hoekom verstaan mense nie mekaar nie? Hoekom aanvaar ons nie as mense anderste as ons dink of anderste is as ons nie? Hoekom is dit so? Dan het hulle ouers vir hulle hierdie oerverhaal vertel van Babel. Nie om vir hulle te sê, dis waar 'n skeef geloop het, die blikskorrels, as hulle dit nie gedoen het nie, dan was dit nie vandag so nie. Nee, om vir die kinders te sê, was nog altyd so. Dis nie 'n nuwe ding nie. Ons is net so, en hulle is soos wat ons nou is. Hulle het hierdie storie vertel, eintlik met skaamte en met nederigheid. Ons sit nie vandag met die gebakte pere van destyds nie. Ons bak self in hierdie tyd vir onsself moeilikheid. Ons raak hatig op mekaar. Ons verstaan nie mekaar nie. Ons probeer ook nie altyd om uit te vind hoekom die ander een dink soos wat hy of sy dink nie. Ons verloor ons koneksie met God. Ons hou op raak sien dat ander mense net soos ons ook die beeld van God in hulle het. So ons leef amper so asof God ook nie in ons midde is nie, want ons sien God nie eens in mekaar raak nie. Ons raak hoogmoedig en ons het geen respek vir ander nie, is net vir onsself. Ons is al wat belangrik is. Ons probeer nie verstaan nie. Ons beweeg baie keer soos ou antieke skepe in die nag by mekaar verby, sonder om van mekaar te weet. En dit gebeur oral. Gebeur by die werk, en dit gebeur by die sportgronde, dit gebeur by die skool,
gebeur in die kerk, gebeur in ons families. Dit gebeur baie keer daar waar niemand daar by jou is nie, waar jy alleen is, soos hy man op die eiland, en jy jou opwerk oor dinge. Nee. Dit is hoe ons is, die gees van Babel, gees met 'n klein lettertjie G. Maar toe kom Pinkster, en Pinkster bring vir ons 'n nuwe taal. Die gees van Pinkster bring vir ons 'n nuwe taal. Esegiel, Jeremia, Joel, hulle het baie moeite gedoen om destyds al vir die mense te sê, dit gaan nie altyd so wees soos wat dit nou is nie. Babel gaan nie altyd hierdie mag oor ons hê nie. Die Here gaan 'n ding doen. Hy gaan in die laaste dae sy gees stuur, en sy gees gaan oor ons vaardig wees, en hy gaan ons harte van binne af verander. Ons gaan anders te word. Ons gaan 'n nuwe taal begin praat. Ons gaan die taal van die gees begin praat. Die taal van liefde, van vreugde, van vrede, van vriendelikheid, van goedheid, getrouheid, geduld, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis die taal wat die Gees vir ons kom leer. Hy gaan die vloek van Babel oor ons, eintlik die vloek al van Eden af, gaan hy oor ons kom breek. En toe gebeur dit op Pinkstersondag. Op baie skouspelagtige wyse gebeur dit, ons het dit nou weer gelees. En mense begin in hulle eie taal hoor hoe die disippels praat. Ek wonder hoe die disippels gevoel het. Het hulle geweet hulle praat ander taal, of het hulle gedog hulle praat nou maar Hebreëus? Maar die mense wat gehoor het hulle eie taal gehoor. Dit moes 'n ongelooflike ding gewees het. Hulle sou gewoond gewees het daaraan as hulle in Jerusalem kom, wat 'n redelike middelpunt was van al die handelsroetes, waar baie nasies met mekaar gekom het gereeld. Hulle was gewoond daaraan om met mekaar te praat met gebarentaal, en miskien met 'n bietjie gebroke Grieks, want Grieks was die lingua franca gewees. So het hulle met mekaar gepraat. My maggies, en hier praat die ouens nou met ons in ons eie taal oor die groot dade van God. Hulle hoor die goeie nuus. En wat is die nuus wat hulle hoor? Wat mense gebreek het, en wat mense nog steeds breek, maak God heel. Dis die boodskap. Dis die boodskap wat ons as gemeente moet oordra aan Kimberley. Al die pynhope van die wêreld, God kom maak dit heel. Die pynhope van Babel, die pynhope van Kimberley, die pynhope van Afrika, die pynhope van die Midde-Ooste, die pynhope in die skepping. God kom maak dit reg. Enige pynhoop waaraan jy kan dink, soos die ou Hollandse lied gesê het, ooral waar mense zijn, daar oral, maak God reg dit wat ons gebreek het. Nou is die vraag, waar gaan ons dit nou vertel? Want ons moet hierdie boodskap oordra. Die disippels het daai dag in die ander mense se tale gepraat en vir hulle vertel. Ons moet ook vir mense gaan vertel. Ons moet mense gaan ontmoet op hulle terme. In hulle terme moet ons hulle gaan ontmoet. Want ons wil plant waar God geploeg het. Ons wil nie by Babel gaan plant nie. So ons moet gaan luister. Waar gaan ons luister? Orals. Overal waar mense zijn, daar moet ons gaan luister. Wat praat mense? Wat sê mense? Wat skinder hulle oor die kerk? Wat se teleurstellings hoor hulle vanuit die kerk? Wat se kritiek het hulle op die kerk?
Wat se hoop het hulle as hulle kyk na die kerk? Ons moet gaan hoor wat sê mense. Ons moet gaan luister wat die Here vir ons ook deur hulle wil sê. En ons moet dit onbevooroordeeld gaan doen. Onbevooroordeeld. Vriende, ons kan nie beperk word. As gelowiges, as disippels, met ons getuienistaak, kan ons nie beperk word deur ons taal nie. Ons kan nie sê nie, ek werk net met Afrikaanse mense nie. Ek kan nie sê, ek werk net in die Afrikaanse kultuur nie. Ek moet oral gaan hoor, want oral is God se mense. Ek kan nie sê, ek gaan net luister na mense wat soos ek glo nie. Vriende, ons moet selfs luister na mense wat glad nie glo nie. Want dalk het hulle ook iets om vir ons te sê. Dalk wil die Here ook deur hulle met ons praat. Ons kan nie sê, ek gaan daar waar dit darm nou sosio-ekonomies vir my gerieflik is, of veilig is, of so nie. Die Here Jesus het hom nie laat keer deur dit nie. Ons kan nie sê, ons standaarde, jy weet, ons gaan hom nou nie heeltemal afdaal na 'n ander ou se vlak toe nie. Ons gaan nie luister na die rifraf en die semels nie. Nee vriende, dit kan nie so werk nie. Ons moet. Ons kan nie sê, ons gaan net luister na mense wat dieselfde morele of etiese standaarde as ons het nie, wat dieselfde dink as ons oor etiese kwessies nie. Wat saam met ons stem oor wat is sonde en wat is nie sonde nie. Ons kan nie die standaarde gaan stel van na wie ons luister en na wie ons nie luister nie. As ons dit wil doen, dan moet ons niks doen nie. Dan moet ons net doodgewoon onttrek. Ons gebruik in Afrikaans die woord godsdiens. En dit is 'n mooi woord as ons dit sien as ons diens aan God. Die Engelse woord is religion. En religion het 'n baie interessante oorsprong. Daar's 2 moontlike verklaringe. Dit kom uit Latyn uit. Die Latyne het of die Romeine het die Latynse woord religare. Religare beteken relegere. Die woord sê dink weer, kyk weer. Is daai ding van jy loop en jy sien iets en jy kyk weer, né? Om op te let na wat jy gesien het. Dis die een agtergrond, relegere. Relegare sê weer om te bind, om in te bind, om vas te bind. Om weer die konneksie met God vas te maak. So in religion wil jy mense aan God bind en mense aan mekaar bind. En ons wil kyk en weer kyk om seker te maak ons is waar die Here wil hê ons moet wees. Nou vriende, as ons daai taal praat, dan is eksklusiwiteit nie die weg van die Gees nie. Dan gaan dit oor inklusiwiteit. Dan gaan dit oor uitnodiging, innooi. Dan gaan dit oor onvoorwaardelike omhelsing. Dis wat ons moet gaan doen. Ons moet gaan omhels dit wat ons hoor. En ons moet die mense by wie ons dit hoor ook omhels.
Dit is die weg wat ons moet loop. Dit is ook die waarheid. En dit is ook die lewe. Die lewe aan die kant Babel. Amen. Here, dis ongemaklik vir ons om die goeters nommer 1 te hoor. Maar as ons net nou gaan sit en ons dink daaroor, ons kyk weer, en ons besef die implikasies, en dat ons lewe nie altyd so gerieflik maar net kan aangaan nie, is daar waar dit veral moeilik raak. En ek bid, o Gees, U wat gekom het om vir ons 'n nuwe hart te gee, en om vir ons krag te gee, en om ons te lei met U wysheid, dat U oor ons vaardig sal wees, en dat ons die weg sal vind, wat U vir ons wys. Sodat wanneer ons saai, daar 'n groot oes vir U gelewer sal word. Amen. Ons gaan nou sluit met Psalm 100, gaan dan heen. En dan daarna die seën. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my dan, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my dan, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. My kind is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is boven jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die seën van God die ewig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my dan, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Ek wil net vra dat wanneer julle vanmiddag kom, dat julle net 'n pen saambring asseblief, en 'n klipbord, as jy 'n bietjie wil skryf. Goed. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal vriendelik na julle kyk en julle genadig wees. Die Here sal aandag aan julle gee en vir julle vrede gee.